By die Here is die fontein van die lewe en in sy lig sien ons die lig. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word hier ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons sing saam Psalm 2 vers 6. Kom dien die Heer en wees in hom verblyd. Ons staan vir die sing daarvan, waarna ons in gebed sal verenig. Ons Vader in die hemel, almagtige God, ons dankie dat ons vanaand ook saam kan bely dat dit aan U en U alleen te danke is dat ons as gelowiges mag lewe. Want dit is U wat deur die Heilige Gees nie alleen vir ons die geloof geskenk het nie, maar in besonder die geloof in ons Here Jesus Christus. En daarom is dit ons gebed dat U ook vanaand met die verkondiging van die evangelie van ons Here Jesus Christus elkeen van ons se geloof sal voed en versterk, en dat dit ook die vrug mag dra van liefde. Ja, dat elkeen van ons vanaand ook weer onder die grootsheid van U liefde en U genade in Jesus Christus sal kom. Dat elkeen van ons se verstand deur die Heilige Gees so sal verhelder word dat ons U daarvoor sal loof en prys, al verstaan ons dit nie altyd nie. Want ons weet, dit gaan eintlik die menslike verstand te bowe. Ons vra dit, want ons bely dat aan U wat kragtiger deur ons kan werk, as wat ons kan bid of kan dink, aan U kom die eer toe, in die kerk, en in besonder ook in ons verbondenheid met Christus. Deur al die geslagte heen, tot in ewigheid. Amen. Vanaand, broeders en susters, Efesiërs hoofstuk 1, se eerste 14 verse, wanneer ons daarna luister 'n bietjie na die volgende, kyk of jy dit kan raak hoor, hoeveel keer daar praat word van die Vader, van Jesus Christus, en dan belangrik ook van die Heilige Gees. Met ander woorde, Vader, Seun en Heilige Gees, hoeveel keer word daarna verwys? En dan belangrik, hoeveel keer kom woorde soos beskikking en geheimenis en uitverkiesing en raadsplan van God, daardie gedagte na vore.
Maar Paulus skryf vir die gemeente, dan sê hy van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus, deur die wil van God, aan almal in Efese wat aan God behoort en in Jesus Christus glo. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. So het hy hom dit voorgeneem, hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Daarom moet ons die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing gehoor het en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. Dit dan ons teksgedeelte vir vanaand en ons luister daarna want dit is juis een van die gedeeltes waarna toe 'n mens moet gaan wanneer jy na Sondag 13 van die katekisme se vrae luister. En dan is dit oor waarom word Christus die eniggebore seun van God genoem, terwyl ons tog ook kinders van God is, omdat alleen Christus die ewige natuurlike seun van God is, terwyl ons om sy ontwil uit genade tot kinders aangeneem is. En waarom noem jy hom dan ons Here? Omdat hy ons na liggaam en siel van sonde uit alle heerskappy van die duiwel, nie met goud of silwer nie, maar met sy kosbare bloed, tot sy eiendom verlos en vrygekoop het. Dit is interessant as mens hierdie laaste antwoord lees, dan is dit maar herhaling amper van dit wat jy in Sondag 1 ook gehoor het. Kom ons sing eers, broeders en susters, 'n skrifbereiding wat gaan oor ons Here Jesus Christus, die lofsang van Maria. En ons sing daarvan saam die eerste en die tweede vers, waarin ons sê, ek wil die hoogste eer met blye roemtaal eer, dan die woorde, my redder en bewaker. In nederige staat wou hy my nie verlaat, my God en saligmaker. Kom ons staan, ons sing vers 1 en vers 2, waarna ons weer ons sitplek kan inneem.
Kies oom Hyp, daar staan 4-2 op die bord. So as oom 4-2 vir ons sal speel, en dan sing ons daarvan saam die eerste vers. Inneem. Vanaand dan broeders en susters, die laaste, kon ons sê, afdeling van die katekismes wat gaan oor die name van ons Here Jesus Christus. Jy sal onthou die naam Jesus wat verlosser beteken, die naam Christus wat ons verlede Sondag aand gehoor het, gesalfde beteken, maar ons noem Jesus ook die Seun van God en ons Here. Nou ons weet dit is God self wat Jesus sy eniggebore Seun noem. Baie plekke in die Bybel hoor ons dit en vanaand hoor ons dit aan God die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus. Tog is dit vir baie mense moeilik om te verstaan, want net in die vorige vers staan daar, genade en vrede vir julle van God, ons Vader. Is dit nie 'n weerspreking dalk nie? Want baie mense verstaan dit nie, die verhouding tussen God die Vader, die Seun, en dan ons wat ook kinders van God genoem word. En daarom, sodra mens dieper op hierdie saak ingaan, dan verdwyn as te ware hierdie misverstand wat baie mense het. Wat hulle nie kan verstaan, die geheimenis. Hoe kan ons praat van Jesus as die eniggebore Seun van die Vader, maar ons noem onsself ook kinders van God nie? Dit moet ons vanaand weet, en dis ook ons tema vir vanaand. God is die Vader van ons Here Jesus Christus. Daarom het hy ons ook aangeneem as sy kinders. Het is belangrik om dit te hoor, God is die Vader van ons Here Jesus Christus, daarom het hy ons ook aangeneem as sy kinders. Nou dis juist hoekom die betekenis van die naam Seun van God so belangrik is. Want sommer hier in die intrapslag in vers 3 van ons teksgedeelte sê Paulus vir ons dat God is die Vader van ons Here Jesus Christus. En hy beklemtoon dit. Maar hoekom beklemtoon hy dit? Baie belangrik om vir ons iets te sê oor Jesus. Iets te sê oor die verhouding Vader, Seun, Heilige Gees, waarna ons vanaand ook geluister het in Efesiërs 1. En dan sê hy dit eintlik vir ons, Christus is van ewigheid af die Seun van God. Dis 'n belangrike feit hierdie wat 'n mens moet hê. Christus is van ewigheid af die Seun van God. So ewig as wat die Vader is, so ewig is die Seun.
Nog voordat die wêreld geskep is, sê Paulus vir ons, het God ons al in Christus uitverkies. Het God ons al in die Seun uitverkies. So, voor die skepping werk die Vader en die Seun en die Heilige Gees alreeds saam. Saam waartoe? Tot die heil, tot die saligheid, tot die verlossing van elkeen wat in Jesus glo. So, ons moet Paulus reg verstaan wanneer hy na God as die Vader van ons Here Jesus Christus verwys. Daardeur sê hy vir ons, baie belangrik, Jesus is van ewigheid af aangewys deur God vir 'n gegeewe taak. Ons het iets daarvan ook by die naam Christus gehoor. Aangewys, gesalf vir 'n gegeewe taak. So, hy het nie by Kersfees, as mense dit nou maar eenvoudig wil sê, by sy geboorte in Bethlehem seun van God geword nie. Hy was dit alreeds. Wat by Bethlehem gebeur het, is dat die ewige seun van God die menslike natuur aangeneem het. Waarvoor? Om aan die geregtigheid van sy Vader te voldoen. Om na die wêreld toe te kom, om vir mense te kom sterf. Daardie spesifieke taak te kom verrig. So wanneer ons die woord seun van God hoor en praat van die Vader as die Vader van Jesus Christus, dan moet dit vir ons 'n aanduiding wees in die eerste plek van Jesus Christus wat God se liefde in die wêreld kom uitdrukking gee het. Maar in die tweede plek sê dit ook vir ons, hy's die een wat by God self uitgaan. En daarom ook, hy's in die eerste plek self God, maar hy's ook deur God gestuur om God se raadsplan te vervul. En dis hoekom die woord, die raad van God, so belangrike woord hier in Efesiërs 1 is. Hoekom die woorde uitverkiesing, genadige beskikking, voorgeneem en raadsbesluit sulke belangrike woorde is. Ja, Paulus wil kom ons sê maar die goddelike uitverkiesing wil hy terugbring by Jesus Christus. En Jesus Christus se totale gehoorsaamheid aan sy Vader se raadsplan ter wille van ons. En ons almal ken die raadsplan van God, die Vader van ons Here Jesus Christus, wat sy enige gebore seun na die wêreld toe gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En ek hoop ons hoor dit vanaand. Die grondslag van ons verlossing, die begin en die einde, die anker van God se uitverkiesing is Jesus Christus. Hy's God uit God, lig uit lig. Hy's God en geen mens kan deel kry aan sy godheid nie. Hy is en bly die enige gebore seun van die Vader. Van geen mens, behalwe Jesus, kan gesê word, hy's God nie. In hom en hom alleen het God ons, wat gelowiges is, wat van nature onwaardig en onregverdig is, as sy kinders aangeneem. Langs die weg van Christus het die Vader al van ewigheid af besluit om sy vaderlike en geestelike seëninge met ons te deel. En hoe deel hy dit met ons? Hy deel dit deur Jesus Christus, sodat ons ook in die seëninge kan deel. Maar die groot verskil tussen ons en Christus as kinders van God is, hy is dit van nature, en die klem val daarop ons is aangeneem. Aangeneem as kinders en wettige erfgename van sy koninkryk. En al is, ons moet dit verstaan, al is hierdie erfenis van ons so groot, bly ons aangenome kinders.
Maar ons moet weet, hoekom is ons aangeneem? Want Jesus se gehoorsaamheid word aan ons as ongehoorsame sondige kinders toegereken. Soveel so dat ons nou voor God kan verskyn, asof ons self volkome gehoorsaam was. Ja, sonder dat ons dit verdien, het ons deel aan God se vaderliefde. Kan ons God nou ons Vader noem? Want God het ons in Christus afgesonder. En so sê Paulus dit op ander plekke ook, Romeine 8, daar sê, die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te word aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. En daardeur ontvang ons nie net 'n nuwe naam of 'n nuwe lewe of 'n nuwe regverdigheid nie, ons ontvang 'n nuwe beeld van God af, die beeld van sy seun. Dat ons gelykvormig word aan Christus. Dis hoe God ons sien. En dis waarna ons moet streef om so te lewe. Heilig, onberispelik voor ons hemelse Vader. En so het ons dit vanoggend ook gehoor, ons lewe as kinders van God, beteken dan jy moenie soos die wêreld en die duiwel leef nie. Jy moet sorg dat jy bo verdenking staan, dat jy opreg bly, dat jy onberispelike kind van God is, binne in die ontaarde en korrupte wêreld. Hoekom? Want jy's 'n ligdraer, 'n draer van die evangelie, 'n draer van ons Here Jesus Christus, want jy behoort aan hom. En dis hoekom die naam Here so 'n belangrike naam is. Jesus Christus, die Seun van God, is ons Here. Nou weet ons gebruik nie hierdie naam hier so baie nie, maar in die tyd van Jesus was dit 'n algemene naam wat ook gebruik is. Wanneer daar verwys is na keisers en konings, om aan hulle eerbied te bewys, is daar gepraat van die Here. Ook het slawe hulle eienaars so aangespreek as my Here. So as ons Jesus ons Here noem, dan erken ons dat ons aan hom behoort. Dan erken ons dat ons onder sy heerskappy lewe. Watter heerskappy? Die waarvan Paulus hier praat as hy sê, dat God het alles in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoof verenig, naamlik onder Christus, ons Here. En daarom die naam Here, so 'n belangrike naam. Want dit vat ons terug na die kruisiging toe, die opstanding, die hemelvaart en die troonbestuiging van Christus. Dit sê vir ons dat hy het hom as oorwinnaar oor die magte van die sonde, die dood en die hel bewys. En God self het dit aan hom bevestig toe hy aan die regterhand van God gaan sit het. Petrus ook in die eerste preek in die Christelike kerk sê, God het hom Here en Christus gemaak. En daarom, wat 'n voorreg om vanaand te kan sê, ons Here, ook my Here. Want dit is ons enigste troos, wat ons as gelowiges sê, dis die enigste troos wat daar in hierdie wêreld is, wat werklike troos kan gee. Dat jy ook aan jou verlosser, Jesus Christus, behoort. Dat hy ook vir jou aan die kruis op Golgotha sy kosbare bloed gestort het. Dat hy jou ook van die heerskappy van die duiwel en die sonde verlos het. Dat hy jou ook sy eiendom gemaak het en jou 'n kind van God gemaak het. En as jy twyfel daarin, jy hoef nie te twyfel nie. Want God en Christus gaan nog verder. Dit word alles beseël, sê Paulus, deur die Heilige Gees. In Christus het die Heilige Gees wat deur God beloof is, julle as sy eiendom beseël. Hoe belangrik ons almal weet wat 'n seël is.
Dis iets wat egtheid van 'n dokument kan bewys, dis iets wat egtheid van 'n boodskapper bewys, dis iets wat eienaarskap kan waarborg. En die Heilige Gees is die waarborg wat van die Vader en die Seun uitgegaan het. Wat vir ons sê dat alles wat God in sy woord aan ons beloof het, sal ons ontvang. En hier binne die konteks van Efesiërs 1, waar die Heilige Gees in ons aan die werk is, bevestig die Gees ook vir ons dat ons kinders van God is. In Romeine 8 sê Paulus, die Gees laat ons roep, Abba Vader. Die Gees verseker ons dat ons in al die liefde en al die seëninge van God deel het. Hoe doen hy dit? Juist deur geleenthede soos hierdie, waar hy deur die woord die getuienis van God na ons toe bring. Om vir ons te sê, dat binne in die ontaarde wêreld, ons kinders van God is, wat aan Jesus Christus behoort, dat niks ons van die liefde van God sal skei nie, want die liefde bly vir ewig in Christus. En daarom mag ek en jy ook vanaand hier saam met Paulus dit uitjubel aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus. Kom al die lof toe. Hoekom? Want hy het ons ook in Christus, omdat ons aan Christus behoort, as sy kinders aangeneem. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ons dankie dat ons vanaand die voorreg het om te kan roep Abba Vader. En om te mag weet, ons verdien dit nie werklik nie. Ons verdien dit nooit nie. Maar deur u genade, wat daar in Christus Jesus ons Here, u eniggebore Seun is, kan ons u ons Vader noem. En ons dankie dat ons mag weet dat u besig is om met elkeen van ons te werk, dat ons ook die beeld van ons Here Jesus Christus gelyk kan word. Ons ook onberispelik, onbevlek voor u mag lewe, wetende daar's niks wat ons meer van u kan skei nie. Daarom dank ons u vanaand, en besonder vir die Heilige Gees, wat u in ons harte uitgestort het, wat ook krag gee aan die woord en die evangelie wat aan ons verkondig is. Ja, troos ons deur u Gees, dat ons u kinders is, en dat ons aan ons Here Jesus Christus behoort. Amen. Daar's nou geleentheid om liefdegawes te gee. Kom ons staan en dan loof ons die Here, Psalm 103. Ons sing vers 1 en vers 7 wat sê: geen Vader met teerder mededoe as ons Vader wat na ons kyk nie. Ons staan vir die sing daarvan, vers 1 en 7, waarna ons die seën van die Here sal ontvang.
ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees. Amen.